Ons vra u seën op ons erediens. As ek vanmôre hier kom, is ek bewus van wie ek is. Ek is gebore na u beeld, ek is gemaak na u beeld. Daar is vir my gesterf, u bloed het my skoon gewas. Ek is verlos en gered. Ek word gelei deur u Heilige Gees. Aan u kom toe alle lof en alle eer tot in ewigheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vandag 2 gedeeltes lees. Nou die oomblik, as jy vir iemand sê, jy lees uit Openbaring uit, dan verander hulle hele struktuur, want hulle wil met stereo luister. Baie keer hoor ons, of hoop ons om iets te hoor uit Openbaring, wat nie noodwendig daar staan nie. Ek lees vanmôre uit Openbaring 15, ons gaan lees vanaf vers 1, in my Bybel op bladsy 316 van die Nuwe Testament. Ek lees uit die 2020 vertaling. En daarmee saam ook net 'n paar verse ook uit Filippense 4 op bladsy 263, Openbaring op bladsy 316 en Filippense 4 op bladsy 236 van die Nuwe Testament. Kom ons lees eers uit Openbaring 15. Toe het ek in die hemel 'n ander groot en wonderbaarlike teken gesien, naamlik 7 engele met die 7 laaste plaag, omdat die toorn van God daarmee tot 'n einde gekom het. Ek het ook iets gesien soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en sy beeld, die getal van sy naam, het by die see van glas gestaan, terwyl hulle die sieters van God vashou. Hulle sing toe die lied van Moses, die diensknegt van God. Dit is ook die lied van die lam, wat so lui: Groots en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Regverdig en betroubaar is u paaie, o koning van die nasies. Wie sal dan nie vir u ontzag hê, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig. Al die nasies sal kom en in aanbidding voor u neerval, want u regverdige dade is geopenbaar. Ek lees tot hier, daarmee saam, bladsy 236, Filippense 4, die bekende gedeelte van Paulus. Ek lees vanaf vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Ek lees vanoggend net tot hier, geliefdes. Voordat ons nog 'n lied sing, genade onbeskryflik groot, terwyl ons so bly sit, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, ek kan maar net hierdie week teruggaan op my eie woorde. Nie net my woorde teenoor U nie. Nie net my woorde in stiltyd of in gebedstyd of oordenkingstyd nie. Maar so in die algemeen. Hoe ek elke dag oorgekom het, wat in my hart geleef het, wat in my gedagtes rondgemaal het, wat op my lippe gelê het, wat ander mense by my gekry het, wat my kinders by my gehoor het, wat my huisgesin van kan getuig, wat ander mense by die werke kan sê. Ek kom, Here, en deur net te dink en te kyk en te fokus op hierdie week alleen, wonder ek, hoe het ek geklink? Hoe het ek oorgekom? Wat het ander mense by my gehoor? Wat het U by my gehoor? En soms dink ons, en dit is baie maklik om te dink, dat U net hoor en U net luister as ek met U praat. Maar U hoor nie net my gebede nie. U hoor alles. U ken my gedagtes voordat hulle by my opkom. U weet wat my woorde gaan wees voordat hulle op my tong lê.
En nou wonder ek net, wat het U in hierdie week by my aangetref? Hoe het ek geklink, Here? Wat het U gehoor? En is dit wat U by my gehoor het en gesien het, is dit in oorleg met U wil vir my, dit wat U vir my wil hê? Is dit in oorleg met wie ek sê ek is? Want ek sê ek is 'n kind van U. Ek sê ek is 'n kind van God. Ek sê ek is 'n Christen. Dankie vir baie genade, Here. Dankie vir baie geduld met my. Dankie vir elke geleentheid waar U my weer nader trek. Dankie, Here, dat U my liefhet. Soveel so met soveel liefde wat woorde nie kan omskryf nie. Dankie, Here, dat daar 'n oomblik ook agter my is, in my geskiedenis, in my lewe, waar alles verander het. Daai oomblik is Golgotha, Here. Dankie dat U van daai dag af anders na ons gekyk het, nie meer sondaars nie, maar verlostes. Dankie dat ek die voorreg het om dit uit te leef. Dankie dat ek die geleentheid het om my kinders daarvan te leer. Dankie, Here, dat mense wat U nie wil ken nie en nie gaan ken nie en nie belangstel om te ken nie, dit steeds by my kan sien. Ons bid vir ons mense. Ons bid vir baie van ons mense wat op die oomblik siek is. Ons bid vir ons mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid vir ons mense wat werk soek. Ons bid vir ons mense wat wonder, is ons volgende jaar hierdie tyd nog hier? Ons bid vir ons geliefdes in ons vaderland en ons moederland. Ons bid vir ons ouer mense, ons bid vir ons kinders. Dankie, Here, dat die reënsluise ook oop is. Dankie dat U voorsien soos wat net U kan. En dankie, Here, dat ek die voorreg het om saam met ander te kan bely dat U God is en dat U koning is. Gebruik ook hierdie tyd, hierdie paar minute, om hierdie woord wat al vir soveel millennia vasstaan, weer in ons harte te kom vasknoop, Here, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gesweet het met die hoë note te doen. Ek was nou heel van met die gebed. Geliefdes, daar is sekere liedere wat ons sing tot eer van die Here, wat die regte noot by jou druk. Partykeer is dit 'n nuwe lied. Dis wonderlike nuwe lofliedere wat mense uitbring, partykeer 'n jaar of 2 jaar of 'n paar maande oud, en jy wonder, sjoe, waar was hierdie lofprysingslied al my hele lewe, en dit resoneer met jou en dit praat met jou. Maar partykeer is dit 'n ou lied. Iets waarmee jy groot geword het. Iets wat jy nou in jou huis sing, wat jy nou in die kerk sing, wat jy 20, 30 jaar terug toe jy klein was ook gesing het. En so lied bring nie net verering nie, sê dit 'n lofprysing, en jy bring ook 'n stukkie heimwee. Want jy onthou van tye wat was, as jy hierdie lied hoor. By my is dit genade onbeskryflik groot. Dis 'n lied waarmee ek groot geword het, is 'n lied wat elke keer as ons dit sing, 4 kort versies, dan sien jy maar die pad. Die besef dat ek weer eens afgedwaal het, weer eens droog gemaak het, die berou wat jy het, die terugkom na die Here toe, en dan daai besef, die arms was die heeltyd oop. Daai pa het gestaan en kyk wanneer hierdie kind huis toe kom. Dit vang my altyd van vooraf. Almal van ons het daai gunsteling lied, psalm, lofprysing. Terwyl jy hier sit, weet ek, jy soek na hom, maar jy hoef nie ver te soek nie, want jy weet wat dit is. En nou wonder ek, as ons Bybel toe sou gaan, en ons sou sê van hierdie ouens met wie ons 'n pad stap, wat ons goed leer ken,
Iemand soos Paulus voel soos 'n vriend wat in die pad af bly. Ek ken hom so goed. Iemand soos Joshua of Moses of Abraham, almal ken hulle. Jy word met hulle groot, jy ken hulle voordat jy jou lewensmaat ken. Dis 'n entjie. Maar nou wonder ek altyd, as jy van hierdie mense moes vat, jy moes na hulle lewens kyk, waarvoor hulle gestaan het, wat hulle gedoen het, wat hulle optrede was, wat hulle gedagte en hulle woorde was, en jy sou 'n lied moes skryf daaroor. Hoe sou dit geklink het? Ek dink dis maklik met Paulus. Die gedeelte wat ons gelees het Filippense 4, dit is Paulus. Wees bly. Wees altyd bly. Moet oor niks beskommerd of besorg wees nie, maar maak in alles in gebed, met smeking en danksegging, alles wat jy begeer aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou. Dis Paulus. Jy kon dit by hom sien. Jy kon dit by hom sien as dit met hom goed gaan. Jy kon dit by hom sien as dit sleg gaan. Jy kon dit by hom sien as hy 'n nuwe gemeente stig. Jy kon dit by hom sien as hy vir sy lewe moes vlug. Dis Paulus. Ek dink aan iemand soos Joshua. Ons het 'n paar weke terug gesien hoe hy die volk in die beloofde land deur 'n vloedrivier gekry het. En dan dink ek altyd aan hierdie kosbare gedeelte, Joshua 24 vers 15. Maak nie saak wat jy doen nie, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis Joshua se lied. Ek dink aan iemand soos Habakuk. As jy die eerste paar hoofstukke van Habakuk lees, kom jy agter, hierdie oom is beswaard. Hierdie oom het 'n geveg, want die lewe waarin hy nou is, en die omstandighede waarin hy bevind, is nie vir hom maklik nie. En dan uiteindelik gaan daar vir hom lig op. Al het die vyeboom nie vrugte aan nie. En al is daar nie een wingerdtros in die wingerd nie. En al misluk die olyfoes, en al staan die krale sonder vee, nogtans sal ek jubel en juig in die Here my God. Dis Habakuk se lied. Dawid is 'n maklike een, hè? Ek dink julle kan my daar help. Die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. As jy hierdie ouens moes vat, wat ek en jy ken, en jy moes hulle lewens omskep tot 'n lied, is dit hoe dit sou klink. Maar nou weet jy waant ek op pad is. Dis hulle. Dis hulle lewens. Dis hulle teologie, hulle gedagtes. Dis wat in hulle binneste rondmaal, dis wat hulle aandag vat, dis wat hulle oor hulle lippe laat kom. Dis hulle lied. Nou wil ek hê ons moet vanmôre na onsself kyk. Op hierdie oomblik. As jy moes verwoord, of iemand moes verwoord, wat op hierdie oomblik in jou lewe aan die gang is, tot 'n lied. Hoe sou dit klink? Hoe sou dit klink? Nie dit wat jy sê nie, want baie keer is dit myle verwyder van dit wat hier leef en dit wat hier leef. As jy hierdie omvattende prentjie vat, jou gedagtes, jou wese, jou binneste, dit wat jou aandag vat, dit wat oor jou lippe kom, dit wat jy beplan, dit wat jy dink, dit wat rondmaal. En iemand vat al hierdie goed en hy maak 'n lied. Hoe sou dit klink? Eerlik? Sou dit 'n loflied wees? Sou dit 'n lied vol verwondering wees oor genade? Sou dit 'n danklied wees? Of sou dit 'n klaagpsalm wees? Sou dit 'n gewene geknars van tande wees? Sou dit elke dag 'n nuwe vars probleem wees? Hierdie een ding wat pla, sodat ek die 10 goed wat wel werk miskyk. Hoekom vra ek hierdie vraag met huiwering?
want ek weet hoe ons klink. Ek weet hoe ek somtyds klink. En ek weet ons is soveel keer besig met soveel goed wat verkeerd kan loop, dat ons vergeet om as kinders van die lig te leef. Praat ons oor die toekoms, is dit altyd 'n donker prentjie. En deur dit te doen, val ons ook in die hande van wat die media doen. Dis nooit goeie nuus nie. Goeie nuus oor iemand irriteer ander mense, hulle skrul vinnig verby. Bring 'n stukkie gemors nader en ons bestudeer dit in diepte. Is dit nie? Praat ons oor die toekoms, is dit altyd 'n donker prentjie. En nou wil ek graag hê jy moet ietsie meet. Toe iets reggeloop het in jou lewe, dalk nou gister, eergister, in die vorige week, toe iets reggeloop het, toe dinge in plek geval het, was jou eerste gedagte gewees, sjoe, gelukkig was ek bekommerd genoeg, want dit het die ding hier deurgevat. As dinge regloop, dink ons nooit, sjoe, ek was gelukkig, bekommerd en besorg genoeg, nou dinge regloop nie. Bekommernis verander niks nie. En as ons dit oor die verlede dink, hoekom maak ons die fout? Om steeds bekommerd te wees oor die toekoms. Dis onsinnig om na jou verlede te kyk, dinge het mooi uitgewerk en te dink, bekommernis het ons tot hier gebring. En dis waar, die lewe daar buite is nie 'n piknik nie, is nie altyd lekker nie, die afgelope 3 weke, hierdie keer die 3de week, wat ons 'n bietjie saam met Jesus loop. Die eerste week het ons gehoor, alles wat julle wil hê, ander aan julle moet doen, gaan doen jy dit eerste, nie maklik nie. Verlede week het ons by Jesus gehoor, ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Wees versigtig soos slange, en opreg soos duwe. En nou vanmôre, as ek wat naby aan die Here leef, in sy genade leef, ewe skielik 'n lied moet komponeer, oor my uitkyk, my gedagtes, en my woorde. Sou dit klink soos die res hier om ons? Want luister maar hoe kerm ouens hier buite. Luister maar hoe klink die wêreld. Luister maar hoe word daar baie keer gefokus op die negatiewe. Luister maar hoe word daar eerder na probleme gekyk as na oplossings. En is eintlik nie ons fout nie. As jy na 'n mens se brein kyk, 'n mens se brein is altyd geneig om die eerste na negatiewe, na uitdagings, na bedreigings te kyk. Hoekom? Want dit gaan oor oorlewing. Ons voorouers moes kyk of daar 'n vyand agter die bos gaan uitspring, of 'n roofdier hulle gaan verslind, of die poeltjie water hulle gaan vergiftig, of hulle dors gaan les. Hulle het nie tyd gehad om te wonder, watter bos het die soetste bessies nie. Daar was 'n stryd om oorlewing. En ons breine doen vandag dieselfde. Het is makliker om te fokus op die negatiewe, want ek wil voorbereid wees. Daarom kan ons baie keer top oor beledigings en vergeet van komplimente. Daarom kan ons baie keer rondloop met negatiewe gedagtes, onaangename goed, as om te onthou die goed wat mooi is en reggeloop het. Die wetenskap sê, ons brein reageer sterker op negatiewe stimuli. Maar klink ek anders as die res van die wêreld om my? Voort is die vraag antwoord. Kom ons by Openbaring 15. Sê weer eens, die oomblik as jy Openbaring oopmaak, dan spits ouens hulle ore, want wat gaan hier wees wat my dalk gaan help? Wat is hier wat ek nie weet nie? Wil ek jou vandag iets vertel, jy gaan vandag iets leer van jouself, van jou toekoms. Maak jy Openbaring 15 oop, kom jy agter, hier's 2 groepe mense. Dit is die een ding van Openbaring. Openbaring lees jy nie van hoofstuk 1 af, tot en met hoofstuk 21 of 22, ek dink 21. Jy begin nie voor nie, lees om weer en kom agter en sê dis hoe dit gaan weer. Openbaring
is vol oomblikke, vol tonele, waar jy vinnig inzoom en as jy weer uit. Dis asof die deur so skreefie oopgemaak word en jy's net in, dan is jy weer uit. Openbaring lees jy nie kronologies nie. Openbaring gaan ook nie net oor die toekoms nie. Dit gaan oor die verlede en die hede en die toekoms. En hier is 'n kosbare voorbeeld daarvan. Openbaring 15, jy kry te doen met twee tipes persone, twee groepe. Aan die een kant die oorwinnaars, aan die ander kant die ouens wat God se wraak gaan smaak. En dan kom jy agter. Jy staan op die vooraand van 'n groot gebeurtenis. Die engele het 7 plaae waarmee hulle God se oordeel gaan voltrek op die ouens wat hom nooit wou ken, nooit wou volg, nooit wou lief hê nie. Nou die oomblik as jy die woord plaag hoor, dan dink jy dadelik aan Exodus. Dis hoekom ek sê, Openbaring vat jou ook terug verlede toe, voordat hy jou toekoms toe vat. Hierdie engele gaan doen met hierdie pla, wat God gedoen het met die Egiptenare. Hy het die vyande van sy mense gestraf. Eintlik op hulle knieë gedwing. So jy kom dadelik iets agter, so jy hoor hierdie engele het pla, en daarmee gaan hulle God se wraak voltrek, en voleindig, dan weet jy, ek het dit al voorheen gehoor. Jy kom agter, daar is nog iets wat jou aandag trek. Die feit dat God se mense oorwinnaars genoem word. Dit is eintlik so 'n stukkie ironie. Want as jy in Openbaring 'n oorwinnaar is, beteken dit jy het swaar gekry op aarde. Jy is baie keer misverstaan. Jy is vervolg vir jou geloof, en van hierdie ouens het selfs gesterf vir hulle geloof. Hulle is die oorwinnaars wat aan God bly vasklou het ten spyte van omstandighede. Kom nog 'n ding agter. Hierdie ouens staan by 'n see van glas en vuur. Ewe skielik is jy terug by Exodus, waar 'n stormagtige see moes oopkloof, sodat ouens droogvoets kon deurgaan. 'n See waarvoor mense altyd bang was. Die see in die Bybel word geassosieer met chaos, met donker magte, met seemonsters, met die bose. Nie meer nie. Nie hier nie. Die oorwinnaars staan by 'n see van glas en vuur. Jy hoor die eerste keer van hierdie see in Openbaring 4, waar God se teenwoordigheid beskryf word, dan word dit gesê hy was daar teenwoordig by hierdie see van glas, seepglad en helder soos kristal. Die chaos van die aardse see is verby. Daar's nie meer uitdagings nie. Daar's nie meer bedreiging nie. Daar's wel vuur ook in hierdie see, want die oordeel is besig om plaas te vind. Maar dan kom jy agter, iets gebeur nog. Hierdie groep mense, die oorwinnaars, is gereed om te sing. Hier kom 'n loflied, daar sieters in die hande. Hier kom 'n loflied. En dan nog 'n verwysing terug na Exodus toe. Wat gaan hulle sing? 'n nuwe lied? Nee. Die lied van Moses. Toe Moses sy volk deur daai see gekry het in Exodus 15, nadat almal droogvoets deur is en die see teruggekom het op al die vyande, het hy 'n lied aangehef. Die aanvoerder het 'n sanger geword. Hoe klink Moses se lied? Gaan lees dit gerus in Exodus 15. 'n lied wat jy vinnig kan opsom: die Here is my krag, die Here is my sterkte, die Here is my redding, die Here van my voorvaders is ook vandag die Here gewees wat ek volg, die Here is hier die heilige Here wat my lei tot by die plek waar hy wil hê ek moet wees, tot by sy beloofde land. Dis hoe Moses geklink het. Openbaring 15 sê, hulle gaan hierdie lied sing.
Maar hulle gaan 'n nuwe weergawe van hierdie lied sing. Want hierdie lied het intussen ook die lied van die lam geword. Soos Moses God se oorwinning vir hierdie volk aangekondig het die lam gekom en die finale oorwinning vir elke oorwinnaar aangekondig en dis tyd om te sing. Jesus word 47 keer die lam van God genoem in Openbaring. En wat 'n voorreg vir Moses. Hierdie lied van hom wat hy gesing het in Exodus 15 was so kosbaar dat dit uiteindelik die lied gaan word wat tot in ewigheid gesing word deur 'n hemelse koor, die oorwinnaarkoor. Wat 'n voorreg. Wat sing hierdie mense? Weet jy? Toe hulle lostrek met daai siters, toe sing hulle groot en wonderbaarlik is u dade, almagtige hemelse Vader. En reg en betroubaar is u optrede, koning van alle nasies. Wie sal u naam nie heilig maak nie? Wie sal u naam nie vereer nie? Wie sal nie 'n vrees vir u teenwoordigheid hê nie? Want u alleen is heilig. Wil jy weet hoe jy eendag gaan klink? Almal van ons wil graag weet ietsie van die toekoms. Nie een van ons weet nie. Johannes sê, kom ek help jou gou. Wil jy weet hoe jy eendag gaan klink tot in ewigheid? Dit gaan jou woorde wees. Groot en wonderbaarlik is u dade. Regverdig en betroubaar u optrede. U alleen is heilig. Dis wat ek en jy gaan sing voor daai see van glas en vuur. Maar nou die vraag. Stem dit ooreen met jou lied hier? Is dit die woorde van jou lied hier? Is dit die woorde wat jy elke dag sing, groot en wonderbaarlik is u dade? En reg en betroubaar is u optrede? Of klink jou lied anders? Jy sien die spreektaal van die hemele is lofprysing. Elke keer as Johannes inzoom op 'n toneel in Openbaring, is die ouens besig om te loof en te prys. Dis wat daar gaan gebeur. Dis hoe jy gaan klink. Dis hoe ek gaan klink. As jy nog nooit geweet het wat jy eendag gaan sê nie, dit gaan jou woorde wees. Maar die vraag is, klink ons hier so? Want ek en jy is nog hier. En ons is hier geplaas met 'n doel. Ek weet daar is Christene wat so vinnig as moontlik van hierdie wêreld af wil wegkom. Daarom dink hulle goed uit soos die wegraping. 23 September verlede jaar was daar amper 'n ou met 'n spul mense op pad. Hulle was toe nie op pad nie. En ek wonder altyd wat hierdie ouens sê as hulle hoor hoe Jesus bid net voordat hy doodgemaak word. Bid hy: Vader, ek vra nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar bewaar hulle net van die bose. Johannes 17. Ek en jy is hier, ons is in die wêreld. Ons word nie weggepluk nie, ons is deel van hierdie wêreld, totdat hy kom. Hoe klink ons hier? Hoe klink my lied hier? En ek en jy is nie vreemdelinge hier nie. Ons is ook nie vlugtelinge nie. Jesus het gesê, ek kom hiernatoe om
nie om my koninkryk te wys. Jy is hier al deel van sy koninkryk. En daai lied wat jy tot in ewigheid gaan sing, by daai vuur van glas en vuur, by daai see van glas en vuur, moet jy leer om nou hier te sing. Jy kan nie hier 'n klaaglied sing en verwag, jy gaan anders klink daar nie. Werk nie so nie. Dis asof Johannes terugkom met hierdie klein toneeltjie. God wys dit vir hom. Snaaks wanneer Johannes die hemel sien hy nie goue strate en sjokoladepere aan die bome of wat ook al nie. Hy sien lofprysing. Dis wat hy sien. En God stuur hom eintlik terug en sê, gaan vertel vir my kerk wat hulle gaan doen. Want ek moet 'n nuwe lied hier aanleer. Ek moet begin anders klink. As ek oor my bekommernis en my besorgdheid en my negativiteit en my beswaardheid kan kom en verbitterheid, daar's 'n nuwe taal wat ek moet aanleer. Dit wag nie vir eendag nie. Snaaks, ek sien Johannes nie terugkom en hy sê in die hemel sing hulle uit diepte gans verlore nie. Hulle sing iets anders. Groot en lieflik en wonderbaarlik is u dade. Reg en betroubaar is u optrede. Sing jy dit hier? Al verstaan jy nie altyd alles nie. Al loop dinge soms skeef. Want iewers moes jy al agtergekom het, die Nuwe Testament klink so bietjie anders as die Ou Testament. Het jy agtergekom? Die Ou Testament is vol wonderlike lofliedere, soos Joshua en Dawid, maar daar's ook klaagliedere, daar's baie klaagpsalms. En dan kom die lam. Gaan soek 'n bietjie 'n klaaglied in die Nuwe Testament. O ja, is moeilike oomblikke. Getsemane, Golgotha, noem hulle. Maar dan kom die lam. En die mense leer om anders te sing. In Handelinge 16 word Paulus heeldag gemartel, hy en Silas word in 'n koue tronksel gegooi, hang 'n swaard oor hulle koppe, wat doen hulle 12 uur die nag? Sing 'n loflied tot eer van God. Stefanus word buite die stad gesleep, gaan met klippe doodgegooi word. Wat is op sy lippe? 'n Loflied tot eer van God. Daai eerste Christene word vervolg, wreed doodgemaak, verbrand lewendig, Polycarpus, ou vader. Wat is op hulle lippe? 'n Loflied tot eer van God. Die lied van die lam. Daai lam het my en jou status verander. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is verloostes. Die sonde pootjie ons nog gereeld, Jesus. Maar ek is nie 'n sondaar nie, ek is 'n verlooste. En die woorde wat ek gebruik en die lied wat ek sing, moet by my status aanpas. Ek sluit af. Ek het 'n nuwe woord ontdek. Iemand sê hy het geleer om dankvinderig te wees. Ons gebruik gewoonlik die woord anders. Iemand is foutvinderig. Dan is die oogies gerig op die negatiewe en die swaar en die probleme. Hierdie persoon sê ek het dankvinderig geword. En as jy dankvinderig word, leer jy om die Here te loof in die vreemdste omstandighede. Laaste gedagte. Ek hoor baie keer mense sê, ek sê dit self. Jy vat niks saam hemel toe nie. Dis nie heeltemal waar nie.
As jy hier leer om die loflied van die lam te sing, vat jy die woorde saam. En dis wat jy daar gaan doen. As jy hier leer om die loflied van die lam te sing, vat jy dit saam met jou in die ewigheid. Afrikaans is nie jou moedertaal nie. Dis jou tweede taal. Om God te loof. Dis jou eerste taal. Amen. Ek wil kyk wat ek sing, Here. Ek wil teruggaan na my gedagtes toe. En my woorde, en my gesindheid, en my belewenis. En ek wil dit gaan aanpas, Here, by die nuwe status wat U vir my gegee het. Ek kan nie na myself kyk as 'n verloste en kla en kerm, omdat U nie teenwoordig of betrokke of liefdevol of daar is nie. Die loflied van die lam. Daardie lied wat sê, groot is U dade, en vas en betroubaar staan U optrede, U is heilig, heilig, heilig. Laat dit die lied van my lewe word, groot en wonderbaarlik, U dade, regverdig en betroubaar U optrede. Dankie Here vir elke kans wat ek dit kan sing, dankie Here vir elke oomblik, dat dit vir my die vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Die Here, en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen bly wees. Amen.